jou knie voor die koning van die konings. Verhoudings wat nie werk nie, wat in turmoil is, ek sê, buig julle knie voor die koning van die konings, because we bow down and we adore him. Ons buig nie vandag voor 'n afgod nie. Mohammed is dood. Baal is dood. Ons buig ons knie vandag voor die koning van die konings, die Here van die Here, die God van die leerskare. Maak nie saak of daar oorlog daar buite is nie. My God regeer en hy is die een wat wonders doen. My God sal voorsien in al ons behoeftes. Dis wat die woord sê. Here, ons kom vanmôre en ons sê, hier is ons Here. Gebruik ons. Verander ons omstandighede rondom ons. Maar dat ek vas staan. Dat ek staan op die woord van die Here. Wat vir my sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek hoef nie gebuk te gaan oor die struggles van die lewe nie. Want met my God spring ek oor 'n hoë muur. Here, ek loof U. Ek prys U. Daar is niemand soos U nie, Vader God. Here, ons dra hierdie diens op aan U vanmôre. Ek wil sê, kom, Heilige Gees. Kom beweeg tussen ons. Here, lê die woorde wat U wil hê ek moet sê in my mond vanmôre, want as dit my uit self uit is, gaan ek nonsens praat, maar dit is woorde wat God in my mond lê, in Jesus magtige naam. Ons prys U, ons eer U. Amen. Sjoe. Goeiemôre van my kant af ook. So Spreuke 3 vers 5 en 7 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hoe vinnig is dit so nee, ek sal dit uitsort. Dis okay, Here. Ja, help my Here, maar ek sal dit uitsort. Dan sê hy, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Ons lewe in 'n wêreld van uitdagings. So die tema van vandag is volg die instruksie. Nou ek weet nie van u nie, maar partykeer is dit nie lekker om instruksies te volg nie, hoor. Veral as dit sê, gaan was die skorrelgoed, gaan hang die wasgoed op. Wie van u koop 'n kledingstuk en lees actually wat op dit staan, op die label staan, om te sê hoe dit gewas moet word, hoe dit gehanteer moet word? Dis instruksie. U gaan na die dokter toe, die dokter sê verminder die soutinname en oefen meer. Maar luister ons? Die belangrikste instruksie wat ons wel kan volg, is die instruksie wat van die Here afkom. Wanneer God ons 'n instruksie gee, is dit vir ons own good. Dit is nie om ons te kontrol nie, want God wil ons lei. God wil ons bewaar. God wil ons 'n lewe gee wat gevul is en met doel en met seën. En die vraag is nie egter of God ons instruksies gee nie, maar wel is ons gewillig om dit te volg. So dit gaan daaroor dat wanneer God vir jou sê om iets te doen, dan moet jy dit doen. En wat beter om, onthou wanneer God 'n instruksie gee, daar's 'n boek van Stephen Cowell wat sê, start with the end in mind. So wanneer God jou 'n instruksie gee, dan weet God al reeds wat die eindproduk gaan wees, wat die einde gaan wees, en ons staan met 'n groot rooi vraagteken, en dan dink ons, Here, wat? Come on, dit is hoe ons is. Ons bevraagteken as God ons 'n instruksie gee, Here, is dit regtig wat ons moet doen? Here, is dit regtig waar U wil om iets te doen? Maar wanneer God vir jou 'n instruksie gee om te sê, staan op en gaan. Ek praat nie van gaan Tanzanië toe nie, Sonja, of Hermanus toe nie. As God praat, kan hy sê, gaan, Masekani, Blompark, Gansbaai.
hier is mense in ons eie dorp wat God so nodig het en ons draai baie keer weg. Ag Here, net nie nou nie. Here, ons status, oh my goodness, wat gaan die mense sê? Luister, wat gaan God sê? Wanneer die koms van die Here is so naby, en wanneer hy kom en hy vra vir jy, hoekom het jy dit nie gedoen nie, dan kan jy nie sê, ai nee, Grietjie gaan my anders aankyk as ek dit doen nie. Volg die instruksie wat God vir jou gee, en ek vat net 'n voorbeeld, dit is nie regtig dat Grietjie of Sonja uit lyn uit is nie, dis net 'n voorbeeld.
Maar die feit is dat God jou wil gebruik. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy 'n dokter en of jy Sanet 6 gehad het nie. God wil jou gebruik. Dat die sleutel is om gehoorsaam te wees wanneer God jou 'n instruksie gee. Al maak dit nie vir jou op daardie oomblik sin nie, maar dit is tye, daar gaan tye wees wat jy God gaan bevraagteken, maar eintlik soek God net jou gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is beter as offerande. God vra, vertrou my. Moenie kyk op wat rondom ons aangaan nie, volg die instruksie met geloof. God se instruksie is altyd om ons lewens te beskerm en ons toekoms voorspoedig te maak. Wanneer God sê, moet dit doen of moenie dit doen nie, dan doen hy dit om ons te beskerm. Of God sê, doen so of moenie dit so doen nie, dan sê hy, ek wil jou toekoms voorspoedig maak. Want Jeremia 29 vers 11 sê, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nou ek wil nie vir snaaks sê, maar dit klink vir my soos 'n opdrag. Want die Here weet. God sê, ek wil hê jy moet goed doen, want jy moet voorspoedig wees. God sê, ek wil hê jy moet veilig wees. Ek sal jou beskerm. God wil hê dat jy moet hoop hê. Want daar's 'n wonderlike toekoms. Dis wat die woord sê. Dis nie gethamsak nie. Ek het dit nou net gelees. So God sê, ek wil die seer, ek gee vir jou 'n opdrag, ek gee vir jou instruksies, nie om jou seer te maak nie. God wil vir ons instruksies gee, nie om ons te onderdruk of ons te hinder nie, maar jou voorspoedig te maak, jou te beskerm en jou hoop vir jou toekoms te gee. Hoeveel keer sit ons terug en sê, Here, ek het nie hoop nie. Staan op, trek jouself reg en daar is altyd hoop. Wanneer Christus in jou lewe is daar hoop. Soms sukkel ons om instruksies te volg en ons rebelleer teen dieselfde instruksie wat God bedoel om goed te doen. My boetie en sussie, ek het vanoggend 'n skrif hier wat ek wil lees, wat eintlik so 'n erg skrif is. 1 Samuel 15 vers 23, ek gaan hom in Engels en in Afrikaans lees, wat sê, rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshipping idols. So wat hy daar sê, die oomblik wat jy in rebellie ingaan, dit is so goed, jy doen witchcraft. Ons dink altyd dit is net hekse en sorcery, waarsêers wat witches is, of wat met witchcraft besig is, maar die oomblik wat jy nie 'n instruksie van God uitvoer nie, wat jy rebelleer teen wat God vir jou sê, dan kom jy eintlik met 'n witchcraft spirit. Correct me if I'm wrong, but that is what my word tells me. Want wedersydigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Dis naar, maar is waar, Chris. Om God se instruksie nie uit te voer nie, is soos rebellie. En rebellie is 'n vorm van witchcraft. En die woord sê hardkoppigheid, soos om afgode te aanbid. Here, help ons. Is julle hier? Met rebellie en koppigheid beteken dit dat jou opinie en jou begeerte, jou agenda bo God gestel word. Dit beteken jou opinie en jou begeerte jou God word. Dis die storie. En dit was vir my 'n harde skrif om te lees toe ek begin
eintlik ons teksvers wat ek gaan vra dat hulle opbring vir ons is Exodus 12 vers 5 tot 7 en 12 tot 13. So die van u wat u wapens volgende hier het, haal die Bybel uit, daar is baie tekste, so skryf dit neer, gaan doen, gaan kyk net dat ek nie nonsens praat nie, en gaan kyk of dit regtig daar staan. So al die skrifte gaan nie op die bord wees nie, dis net hierdie een, dit mens moet nie altyd alles net op eet wat iemand sê nie, gaan doen navorsing, wat ek sê, wat die skrifte is. So kom ons lees in Exodus, hy sê daar, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of die bokke kan julle dit neem. Dan sê hy daar, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel van die huise waarin hulle dit eet. Want ek sal in daardie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref van mense sowel as diere, en ek sal strafgerigte oefen aan die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is, en as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. So ons sien in Exodus 12, dat God vir Israel duidelike instruksies gee. God maak gereed om Israel te bevry van die Egiptiese slawerny. So God stuur vir Moses na Farao toe, en hy gaan praat met Farao en hy sê, let my people go. Hy sê, laat die Israeliete gaan, en Farao kom en hy is hardkoppig. En hy weier om gehoorsaam te wees aan die instruksie wat deur God gekom het, om God se volk te laat gaan. So my vraag vanoggend is, waaraan hou jy vas wat jy weet nie reg is nie? My vraag is vanoggend, wat hou jy aan vas wat jy weet wat sonde is, maar nog steeds hou jy daaraan vas? Wat doen jy wat jy weet, dit is sonde, maar jy doen dit anyway? Watter mindset, watter vesting het jy toegelaat om in jou lewe in te kom, in jou lewe te beïnvloed, jou huwelik te beïnvloed, jou kinders te beïnvloed, en die gesinne rondom ons, die mense rondom ons te kan beïnvloed? Moenie daardie hardkoppigheid in jou lewe toelaat om jou lewe te vernietig nie. Moenie toelaat dat jou hardkoppigheid jou gesin vernietig nie. Moenie toelaat dat jou hardkoppigheid die mense wat aan jou geconnect is te vernietig nie. Hoekom? Want koppigheid affekteer nie vir jou nie. Dis nie net 'n one-man band wat dit affekteer nie. Dit affekteer almal rondom ons. En ek gaan nou sê, hoekom ek dit sê. Farao was hardkoppig. Sy hardkoppigheid het die hele Egipte getref met pla. Dis hoekom ek sê, u hardkoppigheid, u weier om te luister na God se instruksie, affekteer mense rondom u en nie net vir u nie. As Farao gesê het, Here, ek staan terug. Ek volg u instruksies. Sou daar 10 pla wat mense se lewens gevat het, nie gebeur het nie. Farao se koppigheid het almal geaffekteer. Almal was geaffekteer deur die 10 pla as gevolg van Farao se hardkoppigheid. Die hele Egipte was getref met 10 pla as gevolg van Farao se arrogansie, sy rebellie en dat hy geweier het om die instruksie van God te volg. En as gevolg van dit is Farao se eerstgebore seun, sy lieflingsseun, ook gesterf. En ek is oortuig hier sit mense vandag wat al 'n seun of 'n dogter aan die dood afgegee het, en julle weet hoe erg dit is. So Farao weier om God se instruksies te volg, en hy blik die nagevolge. So ek kan sien dat ons mense wat medelee het daaraan. Die enigste area wat wel gespaar is, was die Israeliete wat in Gosen gewoon het, maar nie gespaar van alle pla nie. Daar was van die pla wat hulle wel getref het. Hulle was nie heeltemal
vrygespreek daarvan nie. Die woord wys uit, dat die Israeliete was wel gespaar van die laaste plaag, waar die eersgeborene seuns, lammetjies, diere, mense, gevat was. Nie omdat hulle so goed was nie, maar die plaag het hulle nie getref nie, oordat hulle God se instruksie gevolg het. God sê, 'n 1-jarige lam, skaap of bok, sonder gebrekke, drein die bloed, berei die lam voor vir aandete, braai die vleis oor die vuur, en eet dit saam met bitterspeserye en ongesuurde brood. En ek sê nie, hy moet die vleis braai, want ek hou van braai nie, dit staan eintlik in die woord so. Dit is 'n instruksie wat God gee. Wanneer God vir ons instruksie gee, gee hy nie net vir ons 'n raamwerk nie, hy sê vir jou, doen 'n ding to the T. Dat jy nie hoef nog te wonder, Here, moet ek nou daai kant toe of daai kant, ek weet ek moet dit doen, maar ek weet nou nie regtig hoe nie. Luister as God praat. Hy sê, neem die dierebloed en smeer dit aan die kante van die bokant van die deurkosyne. So aan die kante en aan die bokant moes hulle die bloed sit van die lam. En dan moet hulle die maaltyd moet hulle eet in daai huis waar hulle die bloed gesit het. Die bloed sal die teken wees. Wanneer ek die bloed sien aan die deurkosyne, sal ek verbygaan. Die doodsengel sal nie aan jou deur kom klop vanaand nie. So hoekom was die Israeliete gespaar van die finale plaag wat God gestuur het? Oor hulle die instruksie gevolg het. En ek wil nie eers vanoggend begin vra, watter instruksie het God al vir u gegee, maar u het nog nie daarby uitgekom om dit te doen nie. Ek moes hand in eie boesem gaan steek, toe ek hierdie voorberei, om te sê, Here, help my. Hulle het nie gesê, nee Here, ek wil nie bloed aan my deurkosyne hê nie. Dis hoe ons sal redeneer. Ek het hier 'n paar goed neergesit hoe ek sou geredeneer het. Nee Here, ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan maar net op die Here vertrou en alles sal alright wees. Dis wat ons dink. Ek gaan nou nie my kant bring nie, maar die Here sê mos dat hy beskerm ons en alles sal goed wees. Here, ek vertrou op u beskerming, maar ek wil nie u instruksies uitvoer nie. Sê, nee Here, die mense wat verbystap gaan dink ek is crazy. As hulle die bloed in die deurkosyne sien en, jy weet Here, ek het status in die dorp, ek het aansien. Mense hou van my. Wat gaan die mense van my dink? Hulle gaan dink ek is stupid om die bloed in die kosyne te sit. Die woord sê as jy geloof het en net in God glo en vertrou, dan sal hy jou beskerm. So Here, ek sal okay wees, ek wil nie instruksies uitvolg nie, dis te moeilik, dis time consuming, maar Here, ek weet die beskerming is daar. Dis net so goed, dat jy gaan nie om vir jou 'n veiligheidstoestel in jou huis te sit nie, jy los jou vensters, jou deure waawyd oop, en jy sê, nee, weet jy wat, ek bid Psalm 91 oor beskerming oor my huis, maar jou voorsorgmaatreëls het jy nie nagekom nie. Nee, Israel het nie dit gedoen nie. Israel het nie gerebelleer nie. Israel het die instruksie gevolg wat God gegee het en hulle lewens was gespaar. Hoekom? Want hulle het geloof gehad in God en hulle het nie staat gemaak op hulle eie insig nie. Hulle het nie staat gemaak om koppig te wees nie. Hulle geloof is nie daar. Hulle geloof is nie om die waarheid te ignoreer nie. Faith is not being strong or wrong. Geloof is volg die instruksie. Dit maak nie saak hoe jy voel nie, dit gaan nie oor jou gevoelens nie. Dit maak nie saak of jy dit verstaan en of jy dit nie verstaan nie. Daar's tye wat jy miskien in 'n winkel is en wat jy hoor 'n stem en dan dink jy, gaan weg vyand. Maar die Here vir jou sê, weet jy wat? Betaal daai man se brood. Dan dink jy, sjoe vyand. Hulle het genoeg brood, hoekom moet ek hulle brood betaal? Luister na klein instruksies, na sowel as groot instruksies. Ek het julle vertel van verlede keer toe ek in Tanzanië was, wat ek vir die Here gesê, nee, ek wil nie vir die siekes bid nie, waar die Here vir my 'n instruksie gegee het. En as ek dit nie gedoen het nie, dan was daar 'n hele klomp mense wat uitgemis het op hulle salwing, op hulle wat hulle kon ontvang van die Here, maar volg God se instruksie. En as God sê, en ek herhaal, om God se instruksie te volg, is om lewens te red. God se instruksies red ons.
Deur God se instruksie het die Israel die pla oorleef. Jy sien, God se instruksie is hoe Rahab en haar familie gespaar was. Nou die van julle nie wat weet nie, Rahab en haar familie, toe Israel vir Jerigo binneval, het sy die rooi, die scarlet cord laat afhang, en as gevolg van daai, en ek sê dis die tikva, the cord of hope, toe sy daai rope laat afhang, toe spaar die Here haar lewe, haar hele gesin se lewe. Deur instruksies te volg, het die giftige slang in die Israeliete pik, het die Here vir Moses instruksie gegee, en hulle moes opkyk na die slang wat om die stok gesit het, om soos in te kyk daarna, en hulle was genees. Ons kyk na Noag, as Noag nie die instruksie gevolg het van bou 'n ark nie, onthou, daai mense het nog nooit in 'n lewensreën gesien nie, maar God sê, bou 'n ark. Daai mense het eers geweet wat se skyt nie. Frans, jy sou uit 'n job uit gewees het daar. Daar was die bote nie, daar was die bakkies nie, daar was die skuite of bote nie, maar God gee 'n man 'n instruksie. En nou sê jy vir my, ja Leanne, maar weet jy wat, dit is honderde duisende jare terug. Kom, ek vertel gou vir jy vinnig. 'n Hele paar jaar terug kom ek en my ma van 'n vrouekonferensie in Stilbaai af. En dit is 'n verskriklike storm, en ek dink ek het maar kort my lisensie gehad. So dan sit jy nog so op die stuurwiel, om in die pad te kan sien. En die reën is so erg, dat jy kan nie jou hand voor jou kar, jy kan jou neus van die kar sien, en dis dit. En die volgende oomblik sê my ma vir my, die Here sê, ry aan die ander kant van die pad. En ek sê, nee, ek kan nie, want ek kan nie sien as daar 'n kar aankom nie. Sy sê, Leanne, doen dit. Doen wat die Here sê. Gaan oor. En dadelik dink ek, cool, ons is in Amerika. En die volgende oomblik, toe ons kyk, toe val die pad waar ek sou gery het, val die pad weg. Dis in die Akusdisberg. Julle kan nou nog gaan kyk, daar's 'n nuwe brug wat nou nog daar staan. En soos wat ons ry, Here, dit is die reine waarheid, soos wat ons ry, val die pad weg. Dit lyk soos 'n movie wat afspeel voor ons, en hier sit my ma, sy kan uitbeeld. En dit is soos as ons nie gehoorsaam was, in 'n klein ding, van skuif oor jou baan, want ek dink, wat as 'n kar van vooraf kom, as ons daar moes gery het, so niemand ooit geweet het, wat het van ons geword nie. Daar was vir amper 'n jaar, was daar 'n ompad deur 'n boer se plaas, om net 'n gedeelte van die Akusdisberg se pas uit te sny. Volg God se instruksie, al klink dit vir jou ridiculous, draai na die ander kant toe. Daar's 'n rede dat die Here dit sê. Dit lyk asof julle nog in ongeloof is. Toe ek 30 jaar terug gestudeer het in Johannesburg, my ma het al die storie vertel, is ons op pad van 'n sendingwerk af terug Johannesburg, toe ons het in Lyndhurst gebly op Maranatha Park, en ons is in 'n venture. Ek weet nie of wie van julle onthou die ventures wat so populêr was nie. So ons het 'n venture gehad, en ja, ons was 15 in die venture. So dit was 'n klein bietjie overload. En terwyl ons een van die flyovers vat in Johannes, in die middestad, kom die blitspatrollie verby, en hulle flits ligte laat ons vir hulle moet pad maak, en toe ons pad maak, vang ons een wiel 'n dip in die flyover, soos dit so is, en die volgende oomblik swif die venture uit na die kant toe, na die afgrond toe. En wat kan jy doen, is Here help my. En ons is terug op die pad, maar ons het nie die barrier geraak nie, en die volgende oomblik is dit net blitspatrollie ligte, en arms, en hulle sirenes aan, en hulle druk ons van die pad af. En toe ons uitklim, sê hulle, maar intussen, onthou daar was die selfone nie. Dit was tikkiebokse. So, dit was 1:15 die oggend, maak die Here my ma wakker. Nou onthou, ek het nou verlede keer gesê, en as ek in die nood is, dan sê ma help. Maak die Here my ma wakker, en hy sê vir haar, staan nou op, en bid vir Leanne. En daai oomblik bid sy en my pa, en hulle tree in vir ons. En toe die blitspatrollie ons van die pad aftrek, en toe ons uitklim, en hulle sê, klim uit, en hulle sê, het julle daai mense gesien? En ons is in,
Wat mense? Hulle sê, op daai flyover toe ons gly, toe staan daar mense met wit klere, met hulle hande wat so is, wat ons busy verhoed om in die afgrond in te gaan. Maar as dit nie was vir 'n ma wat opstaan om omdat sy gehoorsaam is aan God se instruksie nie, het ons dit nie gemaak nie. Mense, dit is so belangrik om wanneer God vir jou 'n instruksie gee, om dit te volg en dit te volg tot die einde toe. Om God se instruksie te volg, dui nie daarop dat ons net geloof het nie, inteendeel, om God se instruksie te volg, dui daarop dat jy geloof het, jy het hoop, jy het autoriteit. Ons het dit gister ook gehoor. God gee ons 'n hoop vir ons toekoms. As jy volgende sit en jy weet nie oor die dag van môre nie, jy het nie hoop vir môre nie, dan wil ek vir jy sê, daar is hoop. Om die instruksie van God, wat God gee, is 'n geleentheid om jou te seën, om jou voorspoed te wees, en om jou toekoms te wees. Without him, we can't do anything. God, as jy hom nie in jou toekoms kan sien nie, my boetie, sissie, dan is daar fout. God se instruksie is daar om ons te genees, om ons te herstel, om ons te seën, om ons te verlos, om ons vrygestel te kry en om ons te red. Die woord sê, wanneer jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is en in jou hart glo dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, sal jy gered word. Volg net die instruksie. Dit is wanneer jy skoon gewas is, soos 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van al ons ongeregtigheid te vergewe en te reinig. Volg net die instruksies, dan sal jy geseën word, want Luke 6 vers 38 sê, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. It will be poured out to you, into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Dis wel dit so mooi, pressed down. So, in 'n wasgoedmandjie gaan ons party, of ek vat dit so, ek druk hom, dat daar nog kan in. My brein werk anders as ander mense sin. Maar God sê, ek wil vir jou gee, wat jy insit. Ek wil dit afdruk, en ek wil dit laat oorloop, en ek wil dit vir jou uitgooi op jou lap, op jou skoot. Deur God se instruksies te volg, gaan ons land gered word. Ek sê weer, deur God se instruksies, gaan ons land gered word. Almal sien dit oorloop, almal sien dit, die pryse gaan op. Ek gaan ook op. Binnekort, soon and very soon. Dit is my ma se stuk daar, haar slogan wat ek gesteel het daar. Want 2 Kronieke 7 vers 14, skryf dit neer en gaan verklaar dit, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Bid, en my aandag soek, klink vir my soos 'n duidelike instruksie. Is dit nie? As julle die aangesig soek en wegdraai van die verkeerde, dan, iemand sê dan sal ek hoor en hulle vergewe en hulle genees. Kerk, ons moet begin om God se instruksie te volg. Moenie dat politieke agendas jou verhoed om God se instruksie te volg nie. Suid-Afrika sal nie ondergaan nie, want ons as geseënde kinders van God is hier, en God seën waar ons is. Ons is nou eenmaal die geseënde van die Here.
Al gaan dit hoe? Begin verklaar dat God gaan ons land red. God gaan die mense wat aan die bevel van ons land staan, aan die hoofdes van ons land is. God kan hulle siele red. As daar hoop was vir Leanne Swanepoel, is daar hoop vir Cyril Ramaphosa. As daar hoop was vir Leanne Swanepoel, die hele kabinet kan gered word. Ek is nie special dat God my siel gered het nie. Ons moet meer vir ons land intree, as wat ons begin kla oor alles wat rondom ons gebeur, rondom ons wat ons sien, die petrol gaan op, die brood gaan op. Soos ek gesê het, as jou saak met God reg is, gaan jy ook op. Moenie dat Satan se strikke jou verhinder om God se instruksie te volg nie. Moenie dat jou hardkoppigheid jou verhinder om God se instruksies te volg nie. Nou, hoe weet jy as dit 'n goddelike instruksie is? Dis 'n goeie vraag. Behaag dit God? Moet jy jouself vra. Die kom af. Voorspoedig dit ons? En stel dit ons in staat om goed te doen? Gaan dit jou beskerm? Hou dit jou veilig? Gee dit jou hoop en 'n toekoms? Voordat jy 'n besluit maak, begin hierdie 5 vrae te vra, behaag dit God. En as ons lewe wil hê wat God moet beskerm, moet ons leer om sy instruksies te volg, en ek is amper klaar. Volg die instruksie. Dis altyd makliker, maar dit is nie altyd maklik nie, maar dit is altyd die moeite werd. Onthou net dat God sien die einde, wat ek net nou gesê het, sien God al reeds, voordat dit begin het. Hy ken die pad al reeds. Waar kan jy vir ons klein bietjie musiek aansit daar? So vandag gee God ons 'n instruksie om te sê, waag dit. Sit jou voet op die water om in my te vertrou. Wag net op hom. Handel in geloof. Draai weg van sonde. 'n groot een. Wees lief vir mekaar. Dis nie nodig dat jy altyd van almal moet hou nie, maar die woord sê, wees lief vir mekaar. Die seën van die Here kom nie net in om die woord van God te hoor nie, maar dit kom deur gehoorsaamheid. Kom ons kies vandag, nie net om te luister na God se instruksie nie, maar om die instruksie te volg, en dit met geloof te doen, end uit. Kom ons maak ons oë toe, en ons fokus net vanoggend, net 'n bietjie op die Here. Ons is so haastig om vinnig by die huis te kom, en vinnig dit te doen. Maar is nodig dat ons in God se teenwoordigheid vir 'n oomblik moet wees. Sê, Here, hier is ek. Help my om instruksies te volg. As jy instruksies wil volg, dan sê, Here, hier is ek. Here, dankie dat die woord sê, dat die woord van die Here is 'n lamp vir ons voet, en 'n lig op ons pad. Here, dankie dat U ons so lief het, dat U ons guide op ons pad. As U vanoggend net die hand wil opsteek, en sê, Here, help my, guide my. Steek jou hand net op vanoggend, die Here sien U hand. Reg oor die gebou gaan hande op. Here, ek loof U. Here, help ons om instruksies nie net uit te voer nie, maar dat ons teen volle op U vertrou. Here, laat ons begin verstaan wat ons nie altyd wil verstaan nie. Dat U het 'n plan met ons lewe. Jeremia 29:11. Ek het 'n plan met jou lewe. Ek het al geweet dat voordat jy hier gaan wees, dat jy gaan 'n voorspoedige lewe hê as jy net my instruksies volg en my vertrou.
Here, gee ons die moed om gehoorsaam te wees, om op te staan vir die evangelie en sê, I trust in God. Dis beter om aan God gehoorsaam te wees. Ek wil gisteraand, verdra my net 'n oomblik. Ek wil vra of hier enige iemand is vanoggend wat 'n pyn in die laarrug het, en ek doen dit nooit, as die Here nie vir my sê om dit te doen nie, 'n pyn in die laarrug het, so dat elke tree wat jy gee, skiet daar pyn in jou bene in af. As dit jy is, kom vorentoe vanoggend, ons wil vir jou bid. Vat daai stap van geloof. Vannag toe ek nie kon slaap nie, toe sê die Here vir my, en ek moes dit vanoggend voor diens al gedoen het, en ek was ongehoorsaam. Volg net die instruksie, Leon. Die Here het vir my gesê, jy gaan mense wees met 'n larig pyn, en die Here gaan jou vanmôre aanraak, for once and for all. Kom hoor ons mense uit. Dan wil ek nog 'n uitnodiging maak en sê, as jy vanoggend sit, en jy dink daar's nie hoop nie, kom uit. En ek wil hê dit, die oë moet toe wees. Fokus op die Here, moenie fokus op die mense wat uitkom nie. Fokus net op die Here. Wanneer jy in die oggend opstaan en sê, Here, ek sien nie kans vir hierdie dag nie. Met God aan jou kant, kan jy 'n bendestorm loop. Jy dink jy sit hier vandag, jy het nie waarde nie. Jy is so kosbaar vir die Here, dat hy sy enigste seun gestuur het, om vir jou aan die kruis van Golgotha te sterf vir jou sondes. So kosbaar is jy. Daar is hoop. Daar is altyd hoop. Moenie die kans laat verbygaan. Moenie die kans vanmôre laat verbygaan om hier uit te stap sonder Jesus nie. Dit kan vanmôre die laaste kans wees wat jy het om reg te maak en die Here te sê, Here, vergewe my sondes. Ek wil in die koninkryk instap. Here, ek wil die instruksies begin volg. Here, maak my ore oop. Maak my sensitief vir die stem van die Here in die naam van Jesus. Here, Here, U is die koning van die konings. Is hy vanoggend U koning? Here, wil hê dat jy moet bande breek met dit wat jou vashou, wat jou koppigheid, dit wat jou vashou, wat jou verhoed om in 'n oorwinning in te stap. Soos jy vanoggend hier sit en jy het gebed nodig om net weer 'n recommitment te maak. Nooi ek jy uit, terwyl ons hier voor is, om te kom en te sê, I surrender all. Terwyl jy daar sit, bly bidend, oë toegemaak, bly bidend. Ek gaan niks herhaal wat vanmôre gesê is nie. Ek glo die woord en die gees van die Here het met ons gepraat. Met my gepraat vanmôre. Maar ek gaan ongehoorsaam wees as ek nie die vraag vra nie. Dat die Here vra vir iemand in hierdie gebou, en ek weet nie wie dit is nie. Hoe lank wil jy nog hardloop? Hoe lank wil jy hardloop? Weg van my. Kom
Kom ons hou ons oë vir 'n oomblik gesluit. En ons gee God 'n kans. Ons volg die instruksie. Dit het met my ernstig gespreek. Is iemand wat die Here vanmôre sê, hoe lank wil jy nog hardloop weg van my? Daar's 'n skrif wat sê, my volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Is dit met jou wat die Here vanmôre praat? Dan wil ek net vra, steek net 'n hand op. Dankie, daar gaan 'n hand op. Dankie, Here. Jou dae van hardloop is verby. Nou hardloop jy na die Here toe. Dankie, Here. Hande gaan op. Hande gaan op. As die kamera nie nou op my was, het ek julle almal gegryp en saam met my gehardloop. Maar jy maak 'n besluit. Nou hardloop ek na Jesus toe. Follow the instruction. Follow the instruction. Dit is so belangrik. As jy nog nooit jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het nie, dan kom jy vorentoe en iemand gaan saam met jou bid. Jy kan nie uitstap soos wat jy ingestap het nie. Die instruksie is, bekeer jou. Laat jou doop. Jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die instruksie is, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons te vergewe en hy dink nooit meer daaraan nie. Follow the instruction. Pastoor, waar is die instruksie? Hier is die instruksie. Jy kan nie net die halwe woord vat en daarmee gaan nie. It is all the way. Weil ons oë gesluit is, sal enige iemand wat nog nooit sy hart of lewe vir Jesus gegee het en vandag wil sê, ja Here, vandag is my dag. Lig net jou hand op, ek gaan saam met jou bid. Enige iemand wat aan die brand was vir Jesus en uitgesak het langs die pad, is daar so 'n iemand vanmôre, so 'n persoon in die gebou. Al wat jy doen is, jy lig net jou hand op en ek gaan saam met jou bid. Baie dankie. Die mense wat hulle hande opgelig het, jy kan dit maar laat sak, baie dankie. Mense wat hulle hande opgelig het, kom net asseblief vorentoe en kry asseblief net 'n kaartjie om in te vul, sodat ons jou kan opvolg. Kan ons vanmôre staan en ons maak dit maklik vir hulle wat gesê het, ja Jesus, ek hardloop na u toe, ek volg u, en dan bid ons almal saam, agter my aan, Here Jesus, u woord en u gees het vanoggend met my gepraat. Here, as ek afgedwaal het en of nog nooit vir u in my lewe aangeneem het nie, kom aan mense, kom help ons, dan vra ek Jesus, vergewe my, vergewe al my sonde, was my skoon in u kosbare bloed. Ek kies Jesus. Ek vandag word ek oorgebring uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van Jesus Christus. En die woord sê, as ek my sonde bely, sal u my vergewe. Vergewe my Jesus. Ek neem u aan as my verlosser en ek wil die pad agter u aanstap. Ek is swak, Here, maar hier is my hand. Vandag draai ek terug na Jesus toe. Help my Jesus om die instruksies te volg. In Jesus naam. Dankie Here dat ek nou u kind is. Amen.
Here, baie dankie. Ons loof en ons eer en ons prys U vir U goedheid, vir U liefde, vir U genade. Dankie vir mense wat gesond gemaak is hier vanoggend. Dankie dat die mense gees en siel en liggaam aanraak. Vader, ek loof U vanmôre dat U wat 'n goeie werk begin het, dit sal volëindig tot op die dag wat Jesus kom. Maar ek wil bid, Here, dat U Gees vandag met elkeen van ons besig sal bly in die naam van Jesus, dat ons sal klaar kry met die dinge wat ons vashou en dat ons die instruksies sal volg van begin tot einde in Jesus naam. En ek sê vir U dankie. Here, ek seën elke persoon en ek verklaar U goedheid, U guns, U krag, U seën, U salwing, U voorsiening oor elke een in hierdie week wat kom. Maak U ons meer as oorwinnaars en tot alles in staat, omdat U vir ons die krag gee. Here, ons gaan ons nie meer besig hou met kleinlike ou dingetjies nie, maar help ons om besig te wees met die dinge van die Here. En Here, laat die Here van die dinge ook besig wees met ons, Vader God. Maar ek verklaar deurbraak en guns en oorwinning uit vir vandag en die week wat kom. En ek sê, U woord sê, net goedheid en guns sal ons volg. Help ons, Vader, om instruksies te volg wat in U woord vir ons gesit is, en ons gee aan U al die lof en al die eer. Amen. Kom ons gee die Here net 'n lieflike handeklap. Prys hom, mense, ons kan beter doen as dit. Ons God is groot.